Die stroom wat oral dieselfde is, as jy kyk hierso, die mannetjies wat daar uitgaan, moet daardeur gaan, hulle kan nie deur 'n voltmeter gaan nie, want sy weerstand is te hoog, dit is te moeilik, hulle moet almal daardeur gaan, So die stroom is oral dieselfde. Okay. Dan as ons kyk na die volts, die energie, die toebroodjies. Okay, dit gaan opsplit, want as jy kyk na hierdie skool setup, dan het jy 3 periodes. Jy moet toebroodjies hê daarvoor, toebroodjies hê daarvoor, toebroodjies hê daarvoor. So ons sien die volts gaan oor elke resistor is gelyk aan die volts oor die hele stroombaan. Menende jy tel hulle bymekaar en dan gee dit vir jou die hele stroombaan se volts. Okay, so ons sê hierso, weerstande in serie is potensiaalverdelers. Weerstande in serie is potensiaalverdelers en dis wat jy in graad 8 en 9 gedoen het in NW vir 'n hele kwartaal lank. Okay, en as jy daar jou weerstande bymekaar moet gaan tel, jou totale weerstand te kry, dan gaan jy hulle net gewoonweg bymekaar tel, 1 plus die volgende 1 plus die volgende 1. Okay, it rings a bell. Goed, so kom ons kyk gaan na hierdie stroombaan. Hulle sê bereken die lesing op die ammeter in die stroombaan. So nou wat jy nou moet doen, as jy vat eers hierdie highlighter en sê jy goed. Hier gaan my mannetjies met 6 toebroodjies, almal moet daardeur gaan, almal moet daardeur gaan, almal moet daardeur gaan. En almal moet daardie ammeter deurgaan. So dit beteken daai ammeter lees jou totale stroom. Okay. So as hulle vir jou vra gaan bereken die ammeter lesing, dan vra hulle basically vir jou bereken die totale stroom. En vir totale stroom kort jy totale volts en die totale weerstand. Nou daardie afkortings van my VT, RT, wat ek al IT, dis nie formele afkortings. Jy kan dit gebruik maar jy hoef nie. Dis nie nodig dat jy dit moet gebruik nie. Okay, die totale volts is 6. Wat is die totale weerstand MW? 18. Hoe weet jy dit? Jy gaan almal bymekaar tel. So die totale weerstand is 2 plus 4 plus 12 gee vir jou 18 ohms. Okay. Nou wetenskapmense is weird, ons weet dit, ons kan vir mekaar sê. Jy kan dit hopelik nou al net in graad 11 sien, luister die totale weerstand is 18. Maar baie keer soek hulle hierdie som. Hulle wil hê jy moet wys hoe jy dit bymekaar tel. So vat maar daai ekstra minuut en wys hoe jy dit alles bymekaar tel. Okay. So nou is 18, so nou gaan ons sê R is V oor I. Waar kom hierdie formule vandaan, Rikus? Waar kom hierdie formule? Hy gaan saam met 'n wet. Wat is daai wet se naam? Ohm se wet. John, moet jy gee asseblief my Ohm se wet in woorde? Mooi. Okay. Goed, so die ding wat jy soek is onder die breek. Jy soek hom nie onder die breek nie, so jy gaan dit kriskras of zigzag of oor wat ander kant toe en daai oor wat ander kant toe, hoe kan jy jou wiskunde doen? So jy kry I is 6 oor 18 en dit gee vir jou wat, Louis Henry? 0,33 en wat is die eenheid? Ampere. Kraks, easy peasy. Nou soos by parallelle stroombane, nou gebruik jy dieselfde kleure as in die vorige bladsy, né? Hier gaan die mannetjies Daar sien jy, hulle almal moet deur daardie ammeter beweeg. So daai ammeter meet die totale stroom. Okay, dan split die stroom hier op. Party gaan daardeur, party gaan daardeur en party gaan daardeur. So die stroom split op. Party mannetjies kies wetenskap, party kies toerisme en party kies besigheidstudies. Okay, so die mannetjies is verskillend. Maar hulle almal het dieselfde toebroodjies, want as ons hier bo het
10 toebroodjies. Dan die mannetjies wat wetenskap kies, het hoeveel toebroodjies? 10. Die wat toerisme kies, het 10. Die wat besigheid kies, het 10. So die volts in parallel is dieselfde. Die toebroodjies, die energie in parallel is dieselfde. Okay. Nou kom, ek gaan net gou waardes opmaak. Kom ons sê hierdie weerstand is 10, hierdie ene is 2 en hierdie ene is 5. As ek daai weerstande bymekaar moet tel, kan ek sê dis 17. Nee, want jy hoef nie wetenskap en toerisme en besigheidstudies te doen nie. Jy hoef net een van hulle te doen. Jy het 'n keuse. So effektief het jy minder werk as wat jy sou gehad het as jy alles moes gedoen het. Okay, so om die totale weerstand uit te werk, gaan jy sê 1 oor R parallel is 1 oor R1 plus 1 oor R2 plus 1 oor R3. So dis 1 oor 10 plus 1 oor 2 plus 1 oor 5. 5, 2, 8. 8 oor 10. Is ek reg? Check iemand my. 10, 1 plus 5 plus 2. Of 4 oor 5. Okay, so dis 1 oor R parallel, maar dis nie ons vraag nie, ons vraag is wat is R parallel? Wat is die effektiewe weerstand saam? So dan flip jy dit om, of soos in wiskunde, kan jy hierdie daarmee maal, hierdie daarmee maal, en dan weer uitmaal, en wat ook al, of jy kan net albei kante omflip, of inverses gebruik, of omgekeerdes, dan het jy dis 10 oor 8, en dit geef jy wat, 1.2? Nee, is nie 2 nie. Dit is 1.25 ohms. Hoe weet jy, as jy so som doen, dat jy min of meer op die regte pad is? Wel, jou antwoord moet kleiner wees as die kleinste ene in parallel. So 1.25 is kleiner as 2 en daarom is jy reg. So 1.25 is kleiner as 2. Waar kry ek daai 2? Daai 2. Okay, so 'n recap hieronder van wat ek nou net gesê het, is die volts is dieselfde oor elke tak. Elke tak wat in parallel is. Okay, nou wil ek 'n vraag vra. Sê nou maar, jy het dit so. Het hulle almal dieselfde volts? Nee. Hierdie ene en daai ene het dieselfde volts en die ene en daai ene het dieselfde volts. So die goeders wat in parallel is met mekaar het dieselfde volts. Maar as ek hom so in 'n stroombaan het, dan gaan die volts nog steeds so verdeel. Maar hierdie twee sal dieselfde hê en daardie twee sal dieselfde hê. Is julle met my? Okay. Wag, ons gaan nou daarby begin. Kyk, iemand 'n vraag daaroor wat ek nou net gesê het? Okay, dan as ons kyk na die stroom, ons het gesien die stroom, die mannetjies het opverdeel. So die som van die stroom deur die takke is gelyk aan die hoofstroom. So sê weerstande in parallel is stroomverdelers. So die stroom split op. Okay, en dan om die die ohms bymekaar op te tel, of die weerstande in parallel op te tel, gaan jy daai 1 oor R parallel gaan uitwerk. En hy het 'n ander naam ook, wat hulle baie gebruik in toetse. Hulle praat van die effektiewe weerstand. So, dan gaan vir jou gevra, wat is die effektiewe weerstand van die parallelle kombinasie? Menene, as jy dit bymekaar tel, soos wat is eintlik die effek van daai parallelle takke? Kyk, kan ons na die stroombaan gaan kyk. Goed gesê, bereken
Kyk na die stroombaan. Eers, eintlik in 'n toets of eksamen sal hulle sê, beskou die stroombaan. Dan stop jy, dis 'n instruksie, jy beskou. Jy kyk hom. Okay? Dan slaan jy nie 'n blank of raak aan die slaap of dagdroom nie. Beskou beteken soos ontleed of analiseer die stroombaan. Okay, so jy sien jy 6 toebroodjies. Dan sien jy so mannetjies hier stap, almal gaan daardeur gaan dood. So jy vat jou highlighter as jy dit so doen. Dan sê jy goed, almal gaan daardeur. Dit beteken daai ammeter meet die totale stroom. Okay? Dan sien ek die stroom gaan hier in 3 takke verdeel. Jy het of toerisme, 1 periode, of jy het 'n dubbele wetenskapperiode. Nee, lucky jy. Of jy het besigheidstudies. Okay, so jy verdeel in 3 in almal. En dan kom hulle hier by mekaar en dan gaan hulle terug huis toe waar hulle nog 6 toebroodjies kry. Maar jy het net 6 toebroodjies. Dis dit. So die in hierdie takkie het 6 toebroodjies, in daardie takkie het 6 toebroodjies en in daardie takkie is 6 toebroodjies. So wat beteken dit? Dit beteken dat natuurlik gaan daar baie minder daardeur gaan as wat daar daardeur gaan. Hoekom? Want as jy dink ek het net 6 toebroodjies, hoe gaan ek 'n dubbel wetenskap maak? Weet ek ook nie. Maar daar is 'n halwe mens wat hom kies. OK. Goed, so ek het beskou, ek het ontleed, sjap. Bereken die lesing op die ammeter in die stroombaan. Ek het vir myself 'n nota gemaak. Wat meet die ammeter? Hy meet die totale stroom. So hy sê vir my, gaan bereken die totale stroom. OK, so jy gaan hierdie bladsytjie besigheid in die helfte deel, hoor. 1. Hulle vra vir jou gaan bereken die totale stroom. Vir totale stroom kort jy totale volts en jy kort totale weerstand. Wat is die totale volts? Is 6 volts. Wat is die totale weerstand? Kan ek sê 2 plus 4 geef my 8 plus 12 geef my 20. Nee, want die goeders is in parallel met mekaar. So gaan ek sê 1/2 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/4. Nee, wat gaan ek doen? Waar trek ek my vrae? Is hy weer? Jy kan 1/2 plus 1/12 plus 1/10. Waar kom jy aan 1/12? Dis spesies by mekaar. Hierdie twee is in serie met mekaar, so jy gaan hulle by mekaar moet tel. OK. Goed. Ek moes eintlik geskryf 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, but you get the idea. OK. So ek dit gaan optel oor 12, is dit 6 plus 1 plus 3 is 9. 6 plus 1 plus 3 is 10. Oor 12. Of 5/6. Onthou, hierdie is 1/R parallel. Ek soek nie dit nie, ek soek R parallel. So ek moet hom omswitch. Ek moet sê, ek dink die ander woord is hy resiprook kry. Inverse, resiprook, omgekeerdes. So dis 12/10 en dit gee vir my 1.2 ohms. Hoe weet ek's min of meer op die regte pad? Dit moet kleiner wees as my kleinste een in parallel en dis kleiner as 2. Maar dis nog nie eers my totale weerstand nie. Nee, dit is, sorry. Dit is my totale weerstand. Dis 1/2. OK. So nou het ek gaan sommer dadelik my formule gaan herrangskik. I is V/R. Die volts is 6, die weerstand is 1/2 en dit gee vir jou 5 ampere. Dat is fout. OK, so daar is my antwoord, daar is 5 ampere stroom. Nou vra hulle vir jou, so dit is in jou kop kan jy dink 5 mannetjies. Nie helemaal, dit is nie regtig erg so nie, maar in jou kop dink jy 5 mannetjies. Nou vra hulle vir jou, bereken die stroom deur elke tak. Hoeveel mannetjies kies om daardeur te gaan, hoeveel gaan om daardeur te gaan, hoeveel gaan daardeur te gaan. Nou as jy 2 takke het,
dan kan jy verhoudings gebruik. Maar sodra jy 3 takke het, kan jy nie meer verhoudings gaan gebruik nie. As daar wiskundiges hierso is tussen julle wat graag 'n bewys wil gaan kry om te kyk of jy verhoudings kan gebruik, is julle baie welkom, maar ek het 'n kind gehad wat probeer het en ek dink dit na 'n week opgegee. So, maar dit sê nie hy is reg nie. Okay. So, ons gaan dit somme moet doen 1 vir 1. Kom ons gaan kyk gou na die 2 ohm takkie. Vir die 2 ohm takkie, wat is sy weerstand? 'n 2 ohm. Vir die 2 ohm takkie, wat is sy volts? 6 volts. Nee, so ek is nou nie die takkie. Dis 2 ohms en sy volts is 6 volts. En ek wil weet wat is sy stroom. Moenie jou naels kou nie. Okay, ja. Okay, vra. 6 oor 2 en dit gee vir jou 3 ampere. Dit beteken 60% van die stroom kies om deur daai takkie te gaan. Van die 5 mannetjies gaan 3 mannetjies, die groot meerderheid van die mannetjies, deur daai tak. Maak dit vir ons sin. Dit maak vir ons sin. Hoekom? Dit is 'n maklike tak. So die meeste gaan daar deur gaan, die minste weerstand. Okay, nou wil ons kyk in hierdie ene by die 12 ohm takkie. En ek gaan nou nie weer die hele formule gaan uitskryf nie, want dit is 'n bietjie van 'n herhaling. Maar die weerstand is 12, die volt is 6 en ek soek die stroom, daar is weerstand hoor. Is 12. So dit is 12 gedeel deur, nie 12 gedeel deur, 6 gedeel deur 12. En dit gee vir jou 0.5 ampere. So letterlik, soos wat ek gesê het, 'n halwe kop mannetjie. Kies 'n dubbel wetenskap periode. Okay. Nou sonder om weer so 'n som te doen, Frederik. Hoeveel, wat is die stroom deur die 4 ohm tak? Sê weer? Hoe het jy daarby uitgekom? Jou idee is reg, maar jy sê verkeerd. So jy gaan sê die totale stroom wat ons daar het, gaan ons nou so opsplit. En ek weet van die totale stroom gaan 3 soontoe, 0.5 gaan soontoe, so hoeveel bly daarvoor? 1.5, so gaan sê. 5 minus 3 minus 0.5 gee vir jou 1.5 ampere. Sharp. Vir die van julle wat hou van kleur en goed, so die hy split so op. Okay, dames. Volgende bladsy. Vra hulle vir jou, bereken die lesing op die ammeter in die stroombaan. Bereken die lesing op die ammeter in die stroombaan. Kom ons kyk eers na die stroombaan. Hier gaan ons mannetjies met 12 toebroodjies. Hy kom hierso en ons sien almal moet daardeur gaan. So ek sê vir myself, onthou daai is die totale stroom wat daardeur gaan. Dan as ek hier kom, en hoeveel split hy op, Dian? In 1, 2 of 3? In 2. Hoekom nie in 3 nie? Ek kan nie hoor nie? Okay, maar jou common sense moet gaan vir jou rede gee. Hoekom? Okay, jou common sense moet gaan weer vir jou sê hoekom? Hy kan nie deur 'n voltmeter gaan nie. Hoekom kan hy nie deur 'n voltmeter gaan? Dankie. Okay, so sy weerstand is te hoog. Hy kan nie daardeur gaan nie. So jou tak split hier op in 2. Ek kan sien dis nie 'n eweredige opsplit nie, want dis 3 en dis 6. So obviously gaan nou meer deur die kleiner weerstand gaan, want dit is makliker. Dan sien ek hier gaan almal deur na ammeter, so daai ammeter meet ook die totale stroom. Dan sien ek het 12 toebroodjies vir die dag. As ek my dag beplan, dan sien ek gaan dit in 2 moet verdeel. Nie in 3 nie, want ek het 'n keuse. Wag, eersins moet ek, kom ons sê, Afrikaans toe gaan. Jy het nie 'n keuse nie, dis daar. En dan het jy 'n keuse tussen wiskunde en wiskundige geletterdheid. OK,
Okay, so jy gaan nie al 3 doen nie, jy gaan net 2 van dit doen. Ok, nou lees ons die vraag weer. Hulle sê vir jou bereken die lesing op die ammeter. Wat het die ammeter gemeet? Hy meet die totale stroom. So hulle vra basically vir jou, gaan bereken die totale stroom. Vir dit kort jy die totale weerstand en die totale volts. Die totale volts is 12. Wat is die totale weerstand, Leandri? Kan ek sê dit is 4 plus 6 plus 3? Nee, want daai twee is in parallel met mekaar. So ek gaan eers die effektiewe parallelle weerstand gaan uitwerk en dan dit plus met die serie ene. Okay, so 1 oor R parallel is 1 oor R1 plus 1 oor R2. Skryf jy wragtig net weer antwoorde neer. Hoe weet jy wat is die totale weerstand? Soos ek beloof jou, ek gaan vir jou looi met jou formules, met punte. Looi. R parallel, nee, is ek reg daarso? 6 oor 3, dit gee vir 2. So, nou gaan jy sê, maar dit beteken die totale weerstand is 2 plus 4 en dit gee vir jou 6. Dit is nog die finale antwoord, so ek hoef jy in eenheid te skryf nie. Goed, so dan sê jy, goed, stroom is V oor R, en dit is 12 oor 6 en dit gee vir 2 ampere. Ok, nou vra hulle vir jou, gaan bereken wat is die voltmeter lesing op V1 en dan V2. Ok, so van die 12 wil ek weet hoeveel gaan soontoe. So kom ons kyk gou wat meet V1, hy meet oor die 4 ohm weerstand. So as ek daar gaan uitwerk, seker reg, om V1 te kry, ag nie V1 nie, V1, die weerstand deur wat hy meet is 4 ohm, en die stroom deur hom, het ek gesien, is die totale stroom wat daar deur moet gaan, en ek het nou net gaan bereken, dat die totale stroom 2 ampere is. So dit gee vir jou 2. So V is I maal met R, so dit is 2 maal met 4 en dit gee vir jou 8 volts. Nou, Linden, sonder om groot somme te doen, wat is die voltmeter lesing van V2? Hou jy van stroombane, Linden? Ek sien. Ons het gaan uitwerk, hierdie lesing is 8 volts. Ek wil weet wat is hierdie lesing. Hoekom? Yes. 12 minus 4, minus 8 gee vir jou 4 volts. Hoekom die volts split op? Ok, nou ek weet nie hoe groot jy geskryf het nie. As jy nie baie groot geskryf het nie, kan jy nou hier langsaan skryf. Maar anders het ek net vir jou klomp lijntjies nog hieronder. Dis hoekom ek hom opgelos het. Kom, ek trek ook maar net lijntjies netjies uit. Jy met my die arme. Okay. Goed, nou die volgende vraag. Sê hulle vra hulle vir jou, bereken die stroom deur die 3 en die 6 ohm weerstande. Okay, so nou gaan ek nie gewone somme doen nie. Ek wil jou nou weer wys hoe werk ratios.
Okay, hoekom gaan ek hier ratios gebruik? Want hierso is 2 takke. As daar 2 takke is, dan kan jy ratios gebruik. Okay? So met ratios gaan ek sê, goed, daar's 3 en daar is 'n 6. So ek skryf vir myself hier neer 3 versus 6. Jy kan dit nog eenvoudiger maak. Jy kan sê 1 versus 2 ook, maak nie saak nie. En dan wat jy doen is jy plus hulle bymekaar en dit gee vir jou 9. Okay, so jy het 3 oor 9 en jy het 6 oor 9. Okay, so dit is die weerstand ratios. Nou, wat is die vraag nou weer? Hulle wil weet, wat is die stroom deur elke tak? So ek soek die van die hoofstroom, watter breek gaan hierdie kant toe, watter breek gaan daai kant toe. So wat is die hoofstroom nou weer? Is 2 ampere. Okay, so ek gaan sê van maal 2 ampere. Okay, so as jy nou enig weer moet teruggaan hiernatoe, waar het ek al 2 ampere gekry? Hier het ek die 2 ampere gekry. Daar. Okay, so highlight hulle dieselfde kleur. Wat wou? Okay, goed, as jy dan daai som gaan doen, dan kry jy 12 gedeel deur 9, gee vir jou 0. Gee vir jou 1.33. Een derde van 2. Wat is dit? Is dit nie 1.33 nie? O, hier is het. O, ek is by die tweede en ek is hier so. Maar ja, 0.66. Ok, ampere en ampere, maar voordat jy nou ampere gaan eers skryf, kom ons dink net gou vinnig. Hierso het ek nou 3 oor 9. Waar kry ek al 3 vandaan? Daar kry ek al 3. Waar het ek daai 3 gekry? Daar het ek daai 3 gekry. Ek gaan nou weer wees. So, ek sê, die som wat ons nog gedoen het, sê 0.66 pas by die 3. En 1.33 pas by die 6. Maak dit sin vir ons? Dit maak nie sin nie, want ons weet dat stroom is omgekeerd evenredig aan weerstand. Hoe groter die weerstand is, hoe kleiner is die stroom. Hoe kleiner die weerstand, hoe groter is die stroom. So wat jy moet weet as jy ratios gebruik, is dat jy hierdie moet gaan, ek wil sê gaan crisscross of gaan zigzag met mekaar. Dit beteken dat die stroom deur die 3 ohm weerstand is 1.33 ampere en die stroom deur die 6 ohm weerstand is 0.6. Dis eintlik 6.7, nee. 6.7 ampere. Okay, so daai ene pas by hom en daai ene pas by hom. Ja, Henrik. Jy wou ook sê dat dit 0.6. Wow. Okay, so wanneer jy jou finale antwoord gaan neerskryf, dan skryf jy nou ampere en ampere. Okay, is nog lekker baie tyd. Ja. Goed, nou kom ons by die graad 11 werk. Baie geluk, baie welkom. Okay, graad 11 werk is bladsy 7 en dan graad 12 werk is die volgende bladsy. Okay. Die verhittingseffek van 'n elektriese stroom. Ek gaan lees en dan verduidelik. Dit sê daar: in die sel kry elektrone potensiële energie, so in die battery, dan kry daai elektrone eintlik chemiese energie wat potensiële energie is, en dan sodra hulle begin beweeg word dit omgeskakel na kinetiese energie. Sodra hulle dit so doen. Hier bots die elektrone met ander elektrone en atome nou in die geleier waardeur hulle beweeg en hulle kinetiese energie verander dan na hitte-energie. Okay, so jy moet die energie omskakelings weet. Jy moet weet in die battery kry hulle eintlik chemiese potensiële energie eintlik en dan begin dit beweeg, so dit word omgeskakel na kinetiese energie en dan bots hulle en dan daai kinetiese energie gaan na hitte-energie toe of kan omskakel klankenergie toe ook of ligenergie, maar dit begin by hitte-energie. Okay, en wat ons nou wil doen is as ons 'n gloeilampie het of 'n buzzer het of 'n motortjie het of wat ook al wil ons weet, maar hoe hard werk hierdie motortjie? Watter watts lewer hy?
watter joule energie word omgeskakel. So dis waar ons nou is. Okay. Dus eers gaan ons kyk na die arbeid. Nou in Engels word hierdie genoem die work. Okay? So in Engels word hierdie genoem die work. So jy sal hoor, partykeer in toetse of eksamens of ekstra klas of wat ook al, praat die mense van werk, die werk verrig. Maar die beter woord is die arbeid. Okay. En arbeid word gemeet in joules. Jy moet baie woorde sê dat jy definisie. Ja. O nee, is die energie omskakeling in plaas van. O nee, die is nie 'n definisie. Okay, so wat is arbeid? Arbeid is die, hoe verduidelik jy dit? Hoeveelheid arbeid verrig is dieselfde as die energie wat oorgedra is. En ons het die hele hoofstuk, ek besig met die graad 12 daarmee waar ons hierdie bespreek. Maar ek wil jou net gou wys, as hierdie ding, die stoeltjie hier is, okay, het hy tans enige kinetiese energie. Nee, want hy staan so uit. Potentiële energie, maar geen kinetiese energie. Ek het, of jy gedink, so ek het energie. So sodra ek 'n krag op hom uitoefen, dan gee ek vir hom energie. Okay? So dan gee ek aan hom kinetiese energie, so dis energie oorgedra, of ons sê ek verrig arbeid op hierdie voorwerp. Omdat ek 'n krag op hom uitoefen, gee ek vir hom energie en ek sê ek verrig arbeid op hom. Okay. Hoe groter die krag is, hoe groter arbeid verrig. Meer energie word dit oorgedra aan. Okay, so dis dieselfde konsep hierso. En jy kan daai arbeid verrig met die volgende 3 formules gaan uitwerk. Hulle is almal op jou datavel. So jy hoef hulle nie uit jou kop uit te ken nie. Jy moet net weet hoe om hulle toe te pas. Hoofletter W staan nie vir watts nie. Hoofletter W staan vir arbeid, verrig of energie oorgedra in joules. En dan jy waar stroomtyd, stroomweerstandtyd. Want hoekom is tyd deel van die formule? Want hoe langer jy daai krag op hom toepas, hoe groter of meer energie gee jy vir hom of haar of dit. Okay? En dan wat ons wil gaan doen is ons wil van daar af die drywing gaan uitwerk. Die drywing. Hier is die definisie van drywing. Drywing is die tempo. Stop. Wat beteken tempo nou weer? Gedeel deur tyd. Tempo beteken gedeel deur tyd. Okay? Tempo beteken nie spoed nie. As ek vir jou vra wat is die tempo waarteen mense kinders kry deesdae, dan gaan jy sê hoeveel kinders gedeel deur tyd. As ek vir jou vra die tempo waarteen jy loop, gaan jy vir my jou afstand gedeel deur tyd. Okay? So tempo beteken nie spoed nie. Gedeel deur tyd. So drywing is die tempo, so gedeel deur tyd waarteen arbeid verrig word. So jy gaan dit arbeid gedeel deur tyd. Okay, en dit gee vir jou drywing. So simbool is 'n P en so drywing in Engels is power. The power output. Drywing die watts. Okay, ek gaan nou daai bullet point deurgaan. So drywing se formules is daar. Ook almal op jou datavel. Hierso is die een wat verwys na die definisie. Drywing is die tempo waarteen arbeid verrig word en hy word gemeet in watts en jy sal sien ek skryf altyd watts uit dat ek nie mekaar raak tussen arbeid in joules, W en watts. Okay, so ek skryf altyd watts uit. Goed, dan 'n vraag wat hulle baie keer vra in 'n toets of eksamen is, hulle sê vir jou, hoe vergelyk die helderheid van hierdie gloeilampe? Okay, en helderheid het te doen met hoe vinnig kan 'n gloeilamp die energie omskakel wat na hom toe kom. Okay, so party is 10 watts, party is 40 watts, party is 60 watts, en daai watts sê net hoe vinnig die energie omgeskakel word. So hoe hoër die watts is, hoe helderder gaan hy skyn. Okay? So wanneer hulle vir jou vra wat is die helderheid van 'n gloeilamp, dan verwys hulle na die drywing. Dan moet jy drywing gaan uitwerk. So jy moet daai koneksie ken. Okay? So
kom ons sê, ek en Ardo gym. Okay? En ons albei het 'n bar one in, so ons albei dieselfde energie ingekry. En ons albei moet doen 20 burpees en 10 pull-ups. Kan jy dit doen? Dink jy so? Okay. Goed, ek byvoorbeeld gaan baie lank vat om die pull-ups te doen. So, as ons albei dieselfde doen, gaan ons albei dieselfde energie moet omskakel. Okay, kom ons sê ons lengtes is dieselfde en ons gewig is dieselfde en ons wat ook al is dieselfde. So ons albei gaan dieselfde energie moet verander, omskakel. So ons albei se drywing gaan dieselfde wees, maar omdat dit my dalk 'n dag of 3 gaan neem om die 10 pull-ups te doen, gaan my tyd baie groter wees. Omdat my tyd langer is, gaan my drywing kleiner wees. So ek gaan 'n kleiner watts hê as wat hy gaan hê, want hy gaan dit binne in halfuur. Kan jy 10 pull-ups doen? In 'n halfuur. Hier is my arms gesorteer, dit dan dan net. Okay, goed, so julle kry die idee. Dis jou joules kan presies dieselfde wees. Dit gaan oor hoe vinnig jy daai energie omskakel wat jou watts verander. Okay, goed. So kom ons kyk gou hoe lyk die somme daar. Dit sê vir jou, 'n gloeilamp is 22 volts en 60 watts gemerk. So jy gaan koop, jou ma sê, ons koop gloeilampe, hardloop vinnig daar in by Checkers en kry vir my 'n gloeilamp. Jy kyk die boksie en want ons baie boksies. Wie moes al 'n gloeilamp gekoop het in jou lewe? Okay, as jy daar kom en as jy soos ek tog dis net 'n gloeilamp en dan sien jy die watts en daai watts en cool en warm lights en jy verson en jy koop altyd 'n keer een. Inskroef, inklik. Julle moet 'n bietjie gaan kyk. Huiswerk, gaan kyk hoe lyk al die gloeilampe. Okay, so jy vat nou die boksie en die boksie sê 220 volts, 60 watts. Nou is my eerste vraag, wat beteken dit? Wat beteken dit? Jy vat daai boksie. Wat beteken 22 volts, 60 watts? Enige man. Ja, Lennon. Ek sê ja, idee is reg, jou antwoord is verkeerd. As dit aan 22 volts gekonnekteer is, lewer dit 60 watts. Okay, maar natuurlik as jy dit dan minder connect, gaan hy nie vir jou 60 gee nie. So hy nodig 22 volts om 60 watts se indrywing te lewer. So as dit aan 22 volts gekoppel is, lewer dit 60 watts. Okay, volgende vraag. Vraag vir jou, bereken die stroom deur die gloeilamp. Okay, menende jy konnekteer hom nou aan 220 volts en dan gaan jy 60 watts lewer. Wat is die stroom? Hoeveel mannetjies, hoeveel lading beweeg deur daai gloeilamp? Okay, so ek dink jy moet hom hier so soms split in 2. Die vraag C. So info tabel. Ek weet die volts is 220. En P, die drywing is 60 watts en hulle soek die stroom. Dit is die vraag. Okay, dan as jy teruggaan op jou vorige bladsy, nou al jou formules daar, dan sien jy daar's 'n formule wat daai drie goed met mekaar connect. P is V maal met I. So jy gaan skryf dit neer. P is V maal met I. 60, 220, stukkie stroom. En ammonai, soos by jou, wat is die stroom? En jou eenheid? Nee, ampere. Okay, nou vra hulle vir jou by C, bereken die weerstand van die filament
Anke, wat in die wêreld is 'n filament? Ek het daai draadjie wat nie gedaan. En waarvan word daai draadjie gemaak? Ek weet nie of jy na die klas is nie. Is 'n element daar op die periodieke tabel. Dis daai MW. Wolfram, nommer 74, Wolfram. Vraag jy, wat is sy weerstand? So, hulle soek die weerstand. En hier het jy nou klomp inligting. Jy het V is 220, jy het drywing is 60, jy het stroom wat 0,27 is. En ja, jy mag hom gebruik, want met van een vraag na 'n volgende vraag werk ons met jou fout. Dan kan jy amper enige formule gaan gebruik. Pieter, watter formule wil jy gebruik? Pieter, kou jy kaugom soms in my klas? Nee, was kaugom op die bank. Gaan jy die tweede laaste ene? Tweede laaste ene. Daai P is I kwadraat maal met R. Is daar iemand anders wat 'n ander ene gaan gebruik? Of gebruik het? Julle kan. Ag, 23,05. Het iemand anders 'n ander ene gebruik? Want jou antwoord gaan 'n klein bietjie verskil. Want ek het 'n kwadraat daarin en die ding wat ons kwadreer het ons afgerond. So jou antwoord gaan verskil, so jy gaan nogal 'n range wees wat ons sal regmerk. Sjap. Okay. So hierdie somme is nooit super moeilik nie. Kom ons kyk gou na hierdie ene, sê hulle vir jou. Beskou die stroombaan in die skets en bereken. Sjap, beskou, hier gat ons. Gat hulle almal daardeur en terug. So ek sien die stroom is oral dieselfde, maar my 36 toebroodjies split ek op daar en daar. Okay. Nou vra hulle vir jou, bereken die energie oorgedra deur die 6 ohm weerstand in 2 minute. Heinrich. As hulle vir jou vra bereken die energie oorgedra, wat in die wêreld vra hulle vir jou? Gaan terug na die vorige bladsy toe. Die energie oorgedra. Hulle vra vir jou die arbeid. Dis wat hulle vir jou vra. Okay, so het basically die ander naam of die ander bewoording vir hom gevra. Ek gaan weer eens jou bladsy split hierso in 2. So hulle vra vir jou die arbeid. Nou as jy kyk na jou formules, het jy 3 waarvan jy kan kies. Jy het W is VIT, W is I kwadraat R maal T en W is V. Dankie. Okay. Daai is jou 3 formules wat jy kan gebruik om dit uit te werk. Okay? Watter ander inligting het ek nog? Ek het die tyd is 2 minute. Werk ek in 2 minute, Gina? In sekondes. Hoe gaan jy van minute na sekondes? Maal 60. Okay, so sjap. Al 3 formules kort tyd, ek het tyd. So, wat nou? Amorey? Nee en nee. Want die vraag sê, bereken die energie oorgedra deur die 6 ohm weerstand. Nie die hele stroombaan nie, wat jy aan gedink het is die hele stroombaan. Okay, so jy gaan nooit die energie oorgedra deur die hele stroombaan gaan uitwerk nie, want elke weerstandjie gaan sy eie energie hê wat hy moet oordra. Okay, nou graad 11